Goeiedag, my naam is Arnold Eys en dit is my wonderlike voorreg om jou saam met my te kan hê. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek vertrou die Here dat jy vandag uit jou sokkies uitgebless sal wees. Jy weet, die woord van die Here sê dat die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. So as jy vandag geloof nodig het, dan het jy nodig om woord in jou lewe in te kry. En die woord van die Here transcendeer alle tyd en spasie. Dit word nie beperk deur die hier en die nou nie. So alhoewel hierdie opname al vroeër gedoen is hierdie dalk die oomblik wat God met jou wil praat en waar sy woord in jou unieke omstandighede akkuraat en spesifiek en so vir jou relevant gaan wees. So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir 'n oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. You've got to raise your faith. Jy sit in vrede saam met die varke. Actually is die varke beter af as jy, die Bybel sê, en die seun het na die pele gekyk en gewens, dat iemand hom dit sou aanbied, maar niemand het nie. So jy's kind van God, maar jy's tussen die varke. Maar die Here sê, weet jy wat, toe die seun aankom, het die pa nie gebly waar hy is nie, die pa het uitgehardloop, toe het die seun, miskien het die seun gestaan en getripper en hy het gedink, die seun gaan dalk sy mind change en terug gaan, kom ek gaan uit en ek gaan haal my seun en bring hom terug in die huis en sê, slag 'n bees, braai 'n chop, wat ook al, my seun het huis toe gekom. As jy sit tussen die varke en jy is moeg van die stank, en jy's moeg van die reuk, en jy's moeg daarvan om jouself te verwyd vir wat kon wees. Ek wil sê, die Here het gesterf om mense te herstel, wat selfs stupid besluite geneem het, man. You've got to raise your faith. Waar is jou geloof? Waar is jou geloof? Kan ek jou gesê waar baie ouens se geloof is? As hulle sê, Here, jy het die belofte gegee, maar ek sien dit nog nie, Here. Elia op 'n kol sê, hy sê, I can hear the abundance of rain. Hy sê, I can hear it. Dan sê hy vir sy dienskneg, gaan klim op in die berg en kyk oor op die see of jy iets sien. Die reën is nog nie daar nie, maar in geloof sê Elia, ouens, ek kan dit al hoor. Ek sien dit nog nie, maar ek kan dit hoor. En die dienskneg hardloop, en hy kom op die berg, hy skree terug, Elia, daar's nog niks. En hy kom terug na Elia sê, gaan kyk weer. En hy sê, Elia, daar's nog niks. Hy kom by Elia sê, gaan kyk weer. En hy gaan kyk, en hy kom terug, Elia sê, gaan kyk weer. Elia sê, gaan kyk weer. Elia sê, gaan kyk weer. Hy het nie opgehou, hy hoor dit, maar hy sê, sy geloof is not gonna quit on me, I'm gonna have faith in God. En toe hy om die sewende keer stuur, sê hy, Elia, ek sien 'n wolkie soos 'n hand, opkom, oor die see. En die Bybel sê, in 'n oomblik is die hele plek vervul met donker wolke en reën het geval en wat dors was versadig. Okay, so miskien is jy by die 4de keer, Here, I don't see it. Here, ek bely vanoggend, He touched me, Here, maar waar is dit? Don't quit on number 4, or number 5, or number 6. You keep on going. Raise your faith. Hoor die uitleg, die Here vra, waar is jou geloof? Wie dink jy is ek? Jy dien so groot duiwel en so klein God. Waar is jou geloof, klein gelowige? God is getrou om vir jou te voorsien. Sê vir die ou langs jou, God is getrou, dan neem jy jou sitplekke. Amen. Amen. Amen, God is getrou, man. Ek is so bly, jy is vanoggend hier. Ek is excited oor die woord van die Here. Ons gaan dalk net nou nog sing en mense bedien, maar ek kan sien vanoggend, jou loof moet 'n bietjie gereis word, hoor. So, dis kom, ek gaan eers preek.
Ek gaan eers, halleluja, die woord van die Here verkondig. Amen. Ons vergeet, ons is mense van geloof. Ons vergeet, ons is mense van geloof. Ons besig om te praat oor immortal combat. Immortal combat, om in die gees te beklei. Ek weet nie waar die screens nou is nie, maar kom ons gaan aan, hulle sal hulle reg kry. Dis vir sulke gevalle wat jy jou Bybel moet saambring, hoor. Geloof is 'n wapen. Amen. Is jy iemand wat saam met my glo, geloof is 'n wapen? Geloof kan mure laat val sonder dat jy 'n vinger hoef te verroer. Hebreërs 11 vers 30 sê, en die mure van Jerigo het deur geloof in mekaar gesak. Hulle het geloop, hulle het nie beklei nie, dis deur geloof wat jy jou oorwinning kan behaal. Dis deur geloof dat die mure wat om jou is, wat in mekaar, wat jou beperk, dat jy meer word, dis geloof wat daardie mure laat val, sodat jy kan vrybreek. En ek bid, dat wat ook al die mure is wat mense om jou gebou het, wat ook al die mure is wat jy self om jou gebou het, wat ook al die mure is wat jy moet breek vir jou deurbraak, dat dit deur geloof sal val. Die Here vra jou, waar is jou geloof? Waar is jou geloof? Markus 6, ek gaan vir jou lees, ek gaan met jou praat oor in verwondering. In verwondering, sê vir die ou langs jou, in verwondering. In verwondering. You have to be amazed by what God can do and what God wants to do. Ek gaan vir ons lees Markus 6, ek weet nie of hy gaan opwees nie, maar luister mooi, Markus 6 vers 1 tot 6, baie bekende gedeelte, sê die volgende. Markus 6 vers 1 tot 6. En hy het daarvandaan weggegaan en in sy vader stad gekom, en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat word, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan, en watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? Is hy nie die Jesus wat ons leer ken het nie? Ek het in laas jaar ook oor hierdie gedeelte gepreek, maar ek gaan vanoggend 'n ander spin gee. Jesus kom in sy vaderland en sy broer sê, wie dink hierdie ou eintlik is hy? Hy het voor ons groot geword, hy het voor ons struik gery, hy het sy BMX gery, ewe skielik kom Jesus in sy vaderdorp en die mense wie hom geken het sê, wie dink hierdie ou is hy? Eerens het iets in Jesus se lewe verander. Verander in sy lewe in die sin van op 30 jaar sê God, nou is die tyd om jou roeping te vervul. Somewhere along the line, somebody ordinary moved to extraordinary. En die mense het dit nie verstaan nie. Ergens in jou lewe het jy beweeg vanaf ordinary na extraordinary. Ergens in jou lewe het jy ontmoeting met die Here gehad en hy het gesê tot hier toe, nie verder nie. My plan vir jou lewe kom in vervulling. Tot hier toe het jy gedrink, tot hier toe het jy in kroeg uitgelê, tot hier toe het jy dwelms gebruik, tot hier toe het jy pornografie gebruik, maar ek sê vir jou, ek gaan jou verander dat ouens gaan vra, wat het van die ou geword? Waar is daai ou? Want God het jou so verander. En hier kom hierdie Jesus vir 30 jaar, loop hy saam met hulle, en dan kom hy in sy vaderstad en hulle sê, wie is hierdie ou? Wie is hierdie ou? Is dit nie die ou wat saam met ons groot geword het? Ken ons nie sy broers nie? Ken ons nie sy susters nie? Somewhere he moved from being just ordinary to extraordinary. En 'n oggend soos vanoggend, as jy jouself oorgee aan die Here, dan is daar potensiaal. Wanneer jy 'n openbaring in jou gees kry om te beweeg van ordinary na extraordinary toe. En dan sê die Bybel, en sy broers het aanstoot geneem teen hom. Hy gee vir hulle aanstoot omdat hy sy bediening begin vervul.
Het jy al gesê, ek wil iets vir die Here doen, en dan so 'n klomp ouens kwaad vir jou? Hulle neem ons, hy het nie aanstoot gegee nie, hulle het aanstoot geneem. Ons sê altyd, offense is never given, it's always taken. It's always taken. En hy begin net sy bediening vervul, en dan raak hulle kwaad vir hom, en hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland, en onder sy familie, en in sy huis. Omdat Jesus hulle persepsie oor Jesus verander het, sê Jesus, as jy in jou huis is, en jy partykeer verander, dan gaan jy nie geëer wees nie. Ouens wat lank in Pinkster groot word, sal weet dat die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het en besluit om jou te laat doop, tot jou pa jou onterf. Mense het jou verstoot, jou familie het gesê, ons weet nie wat jy doen nie, want 'n profeet is nie geëerd in sy eie land nie. Kom ons gaan aan. Ons praat oor geloof, ons praat oor having the faith to let the wall fall. Volgende slide, gaan hierdie teks aan, en dit sê, hoor nou hier, en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Matteus, wat dieselfde gedeelte beskryf, sê, en hy kon daar vanweë hulle ongeloof nie groot werke doen nie. Hy kon daar vanweë hulle ongeloof nie groot werke doen nie. Hier is een werkwoord wat ek gehighlight het, en die Bybel sê, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Hy was in verwondering oor hoe ongelowig hulle kan wees. They amazed Jesus by their unbelief. En hy sê, omdat julle nie geloof het nie, sny julle my hande af. Omdat julle nie geloof het nie, kan ek niks doen nie. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondgegaan en geleer. En Jesus sê toe, kom ek gaan, maar na ander dorpe toe. Want hulle geloof is meer. So ek kan meer daar doen. Ek kan meer daar doen. So Jesus is verwonderd oor hulle ongeloof. Ek praat met jou oor in verwondering. Sê vir die ou langs jou, Jesus is verwonderd oor hulle ongeloof. OK. So jy het dit, Jesus is verwonderd oor hulle ongeloof. OK. Kom ons fast forward na 'n ander gedeelte toe. In Matteus, is daar 'n man, opperste oor 100, die Engels noem hom 'n centurion, hy het 100 mense op hom, en die Bybel sê, hy kom by Jesus aangehardloop, en hy's uit asem, en hy sê, Jesus, my knegt lê by die huis, en hy ly aan ewige pyne, kom en maak hom gesond. Kom en maak hom gesond. Here, hoe langer jy gaan wag, hoe erger raak het, want hy ly aan pyn. Hy is in pyn in hierdie oomblik. En dan sê Jesus, is reg, ek sal kom na jou huis toe en ek sal hom gesond maak. Dan sê die centurion, nee, Here, dis nie nodig nie. Here, ek is 'n man van gesag. As ek vir my knegte sê, gaan hulle. As ek vir hulle sê, kom hulle. As ek vir hulle sê, doen dit, dan doen hulle dit. Here, jy hoef eers na my huis toe te kom nie. Al wat jy hoef te doen, is om 'n woord te spreek en my knegt sal gesond raak. Hierdie man exceed selfs Jesus se expectations. Jesus sê, ek sal kom. Hy sê, jy het nie nodig om te kom nie. Jy is God. Jy is God. There's no God like Jehovah, het ons net nou gesing. There's no God like Jehovah. Wie is hy vir jou? En hierdie ou besef, weet jy wat, jy's 'n man van autoriteit, jy hoef nie eers te kom nie, spreek net 'n woord. En hy gaan genees. Hoor nou. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder. Aan die een kant verwonder hy hom oor hulle ongeloof, aan die ander kant is hy verwonderd oor sy geloof. Aan watter kant van die twee staan ek en jy? Vanoggend met jou situasie. Toe Jesus dit hoor, het hom verwonder en al sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel, en hierdie man was nie Israeliet nie, maar selfs in Israel het ek nog nooit so groot geloof gevind nie.
Toe sê Jesus, ek skiep na vers 13 toe, vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees, soos jy geglo het. Laat jou wonderwerk wees in verhouding met jou geloof. Jy het 'n groot geloof gehad, daarom gee ek jou groot wonderwerk. Gaan en laat dit wees volgens jou geloof. En sy knegt, halleluja, het gesond geword van daardie uur, want iemand het gedurf om geloof te openbaar. Iemand het dit gewaag om te sê, Here, jy kan die onmoontlike doen. Geloof, ek praat met jou oor in verwondering wees. Weet jy dat jou en my geloof God kan verbaas? Weet jy dat dit vir hom great is, dat dit vir hom lekker is, dat hy 'n welbehae daarin het, as jy geloof openbaar? Het jy geweet, en hier's 'n paar algemene goed van geloof wat ek vir jou vanoggend wil sê, 'cause I'm gonna raise your faith. Onthou, die Here het vanoggend gevra, waar is jou geloof, klein gelowige? Wil ek vir jou sê dat geloof sit die hand van God in beweging. Dan is die teenoorgestelde ook waar, dat ongeloof bind God se hande. So jy het 'n wonderwerk nodig, en kom ons sê die wonderwerk is 'n trein. Daar's 'n trein wat op pad is met 'n vrag wat hy vir jou moet bring. God sê die trein is reg, maar jy moet deur geloof spore in plek sit vir die trein om te kom. Die wonderwerk is daar, maar geloof maak die wonderwerk los. Geloof gee God 'n mandaat om te beweeg in jou lewe. Sonder geloof kan God jou nie bring waar hy jou wil hê nie. Hy wil jou bring in 'n beloofde land, waar jy soos die Israeliete wat sê, Here, daar's te veel, en Hebreërs sê, hulle het vanweë hulle ongeloof nie in die land ingegaan nie. So hy sê, hierso is die belofte, waar hy belofte ook al is, jou finansiële deurbraak, in jou genesing, in wat ook al. Jesus sê, hier is dit. Will you have faith to take it in? Want ek kan niks doen as jy nie glo nie. Geloof, gaan my aan na die volgende slide toe. Geloof beweeg die hand van God. Geloof beweeg die hand van God. As jy glo, dan skep jy vir hom ruimte om te werk, en dan kan die trein kom tot by jou. As jy met my, maak dit vir jou sin. Geloof beteken om getrou te wees. Geloof beteken om getrou te wees. As die Here iets gesê het, en ek sê, Here, ek glo dit, dan stel ek my geloof in sy woord, en ek sê, Here, ek glo wie jy sê jy is. Ek is getrou aan jou karakter. In Engels is die woordjie vir getrou, to be faithful. Stem julle saam? God is faithful. En dis iets wat die Here my gewees het. Hy sê, if God is faithful, if Bori is faithful, then Bori is full of faith. Kom ek vertel hoe werk dit prakties. Die Israeliete moet die land inneem. Hulle stuur die 12 bespieders uit, né? 12 ouens kom terug, en die 12 ouens sê, hierdie is 'n awesome land. Ek meen, hierso, never mind fonteine, hier kom ouros uit die fonteine uit. Jy weet, hierso is groot druiwe, alles is vrugbaar, dis 'n awesome land. Maar daar's 'n paar reëse. Dis 'n great land. Onthou, God het gesê, hierdie is die land wat ek vir julle gee. Hy het die belofte gegee. Dan kom hulle en hulle gee hulle opinie oor God se belofte en sê, dit is so, dis 'n great land, maar ons kan nie die land in besit neem nie, want die reëse is te veel. En 10 van die 12 sê, ons kan dit nie doen nie, en hulle begin 'n gerug te versprei, hulle sweep die volk op, en net 2 ouens sê, man, die Here het vir ons die land gegee, hy is getrou, kom ons gaan neem dit in. En 'n lang storie kort, jy kan dit gaan lees in Numeri 14,
Dan gaan jy verstaan hoekom ek dit skryf. Sê dit dat die Here het kwaad geword vir die volk. Hy wou hulle eintlik uitroei. En Moses tree in en dan sê die Here die volgende. Hy sê omdat hierdie volk gehoreer het, sal hulle straf dra vir 40 jaar. As hy praat van horeerder, dan praat hy nie van hulle te ander God nou aan dit nie. Hy praat van deur hulle ongeloof het hulle bevraagteken wie ek is. To be faithful, om getrou te wees, is to be full of faith. Hy sê, omdat hierdie ouens gehoreer het deur hulle ongeloof, omdat eintlik hulle eie opinie gestel het bo myne, sê hy sal eers vir 40 jaar in die woestyn ronddwaal, sodat die ongelowige slag uitgeroei kan word. Okay. Ek wil nie jy moet hoor, jy gaan uitgeroei word nie. Ek wil nie jy moet dit hoor. Wat ek sê, is dat jy's getrou aan die Here, wanneer jy sy woord eer, want God is getrou, maar is ek en jy getrou om hom te glo? Geloof is afhanklikheid van God, dis wat dit sê. Geloof is om te kom op 'n plek en te sê, Here, ek kan nie dit doen nie. Ek het U nodig. Ongeloof is om self afhanklik te wees. Here, ek sort alles by myself uit. Here, ek bedink planne, jy bely dalk teenoor die Here, maar jy steun so op jouself, dat jou ongeloof sigbaar is en God se hande afgesny word. Romeine gaan so ver om te sê, dat enige iets wat nie in geloof gedoen word nie, is sonde. Romeine 14:23. Enigiets wat nie uit geloof is nie, is sonde. Want geloof sê, Here, ek glo U. As oom Borrie, ekskuus, gebruik nie almekaar, as oom Borrie, as ek vir oom Borrie sou sê, oom Borrie, ek het vir jou 'n verrassing. Daar's vir jou 'n chocolate in my kantoor se laai. As Borrie glo dat ek 'n persoon van integriteit is, dan sal hy na my kantoor toe gaan en die laai gaan ooptrek en die chocolate uithaal. Maar as hy twyfel in wie ek is, sê hier Arnold maak te veel jokes. Hierdie Arnold is ligsinnig, ek dink nie ek vertrou hom nie. Dan gaan hoe hy in my glo, maak dat hy nie beweeg nie. Maak dit sê, weet jy wat, ek gaan nie eers myself moeg maak om na sy kantoor toe te stap nie. Hy's 'n joker. As ek sê, Here, ek het geloof in U, dan gee ek waarde aan sy integriteit. Dan sê ek, jy is 'n God van karakter. Wat jy gesê het, is jy getrou om te doen. Here, ek is afhanklik van U. Die dokter sê ek is siek. Here, as jy my nie genees nie, gaan ek dit nie maak nie. Maar ek staan op jou woord. Ek staan op jou woord. Ek wil jou eer. Here, ek wil jou behaag. Geloof is eintlik om God se woord bo jou gedagtes te stel. Om God se woord bo die sintuiglike te stel. Ek sien nou iets, maar ek glo iets anders. Die dokter sê ek is siek, maar ek sien ek is genees. Die profeet sê, I hear the abundance of rain, maar ek sien dit nog nie. Ek sit God se woord bo dit wat ek sien, bo dit wat ek hoor en selfs bo dit wat ek voel. Ek voel bang, ek voel onseker, môre moet ek by 'n werk instap en dis moeilik, maar ek sê, Here, ek weet jy gaan vir my 'n uitkoms gee want jou woord sê dit. Geloof is die manifestasie van Christus in jou. Geloof is die manifestasie van Christus in jou. Dat as God jou na sy gelykenis gemaak het, dan het hy gesê, skep met jou woorde. Hê God se tipe geloof en praat in jou situasie in. Ek het laasweek Markus
of Galasiërs 2 vers 20 aangehaal, waar hy gesê het, for we are crucified with Christ, therefore I no longer live, but the life I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. I have the faith of Jesus in me. En ek het 'n kamerjapon aangetrek en gesê, so ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En Jesus sê, as jy het wat ek het, sal jy doen wat ek doen. So hê geloof in God. Hê geloof in God. Hulle kom, hulle sê, Here, jy het gekom by die vye boom, en toe bestraf jy die vye boom, en die vye boom raak droog van die wortels af boontoe. En Jesus sê, maar hê geloof in God, want hy wie geloof het en vir hierdie berg sê, lig jouself op en werp jouself in die see, en nie in sy hart glo nie, sal ontvang wat hy gesê het. Hê geloof in God, want Christus lewe in jou. Ek leef nie meer nie, Christus lewe in my, en as hy in my lewe, dan het ek die geloof van Jesus Christus. Nie net geloof in hom nie, die geloof van hom. Die geloof van Jesus Christus. Nou sê die Bybel, ons wandel nie deur aanskouing nie. Sê vir die ou langs jou, jy wandel nie deur aanskouing nie. Dan sê vir die ou langs jou, wat sien jy? Wat sien jy? O, ek sien ek gaan gefire word. Ek sien 'n memo wat ek Vrydag ontvang het, 'n klomp ouens gaan geretrench word. Ek sien ek het Vrydag 'n hofbevel ontvang, my vrou skei my. Wat sien jy? Wat sien jy? Wat sien jy oor die omstandigheid? Wat is jou persepsie van dit waarin jy is? Want die Bybel sê, ek gaan nie wandel ooreenkomstig dit nie, Tannie Lisa. Ek gaan nie my besluite baseer op grond van dit wat voor my oë is nie, want ek wandel nie deur aanskouing nie, maar deur geloof. Ek wandel op grond van God se beloftes. Ek sit dit bo my eie opinie. En nou sê die Bybel, die regverdige sal uit die geloof lewe. Hy sê, en in Christus is ons geregverdig en sal ons beweeg van geloof tot geloof. Van geloof tot geloof. Groter, God het dit vir my gedoen, môre doen hy dit vir my, en ek groei in geloof. Is daar iemand in hierdie plek vanoggend wat sê, Here, ek glo U? Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig, groot opregtheid, die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag gee daarop, en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons U, en ons hoop, ons het hierdie voorreg weer saam met jou, om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.